Nou ja, daar's 2 sotte toe nou nie genooi na Trump se inhuldiging nie. Nou dit sê eintlik meer as wat 'n mens sou dink. Nou die een sot is die Jood Zelensky. Hy is nie genooi soontoe nie, en in die ander sot is Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa is ook nie genooi na die inhuldiging nie. Nou as jy onthou met Trump se eerste termyn, was hy glad nie pro-Suid-Afrikaanse regering nie. Inteendeel, hy het baie uitlatings gemaak, onder andere oor Afrika, en hoe sleg dit gaan in Afrika, hoe korrup hulle leiers is, die volksmoorde wat hier plaasvind. Hy het nou nogal Afrika shithole countries genoem, wat waar is. Dis nou nie alleen nie, die man het die waarheid gepraat. Nou ja, dit is dan nou baie interessant, dat ou Cyril dan nou nie genooi is nie. Nou dis min of meer 'n klap in die ANC's regering se gesig, maar is meer as dit. In 2021, toe droom ek 'n baie interessante droom. Ek droom daar kom 3 Amerikaanse briewe die land in. En ek droom die ANC se kop is op 'n blok. Menende, dis verby met die ANC, daar word van Amerika af geweldige druk op die Suid-Afrikaanse regering uitgeoefen. En die Suid-Afrikaanse regering vee sy gat daaraan af. Nou ja, kom ons kyk. Nou ek het bietjie gaan vra vir Metas, en my bietjie help. Hoeveel besoeke was daar dan nou effektief, daar van die Amerikaanse regering af? Fisiese besoeke aan Suid-Afrika. 'n Amerikaanse brief is 'n afvaardiging, dit wil sê hulle vlieg in. Nou ja, in Januarie 2023 het Yellen Suid-Afrika kom besoek. Ons weet nie waarvoor nie, sy is die hoof van die Reservebank, of die hoof van die Federale Bank, hulle Federale Bank, wat amper soos ons Reservebank is. En in Augustus daai jaar, 2023, het Victoria Newland ons besoek. Mama Maidan, hulle noem haar Mama Maidan, want as sy invlieg, dan is dit min of meer gewoonlik 'n laaste waarskuwing, wat beteken, luister ouens, julle kop is op 'n blok, en ons gaan julle lig. Die VSA-regering gaan van hierdie Suid-Afrikaanse regering ontslaa raak. Hulle wil 'n ander puppet government in plek sit. Nou ja, op 'n stadium is Victoria Newland toe weg by die buitelandse sake departement in die VSA. Hulle het haar vriendelik gevra om te gaan. Ek dink sy was 'n bietjie te radikaal vir hulle, want hulle wou iets anders doen. Hulle het 'n ander agenda gehad. Maar wat het gebeur toe in November 2024? Die CIA kom ingevlieg met 'n vreeslike groot vliegtuig. Ek dink die ding se naam is die Globemaster. Groot militêre vliegtuig. Hy land hier op die Nelspruit se lughawe. Reg. En hulle sê dit gaan oor Limpopo. Dit gaan glad nie oor Limpopo nie. Dit gaan daaroor dat die CIA die laaste waarskuwing kom gee het vir die Suid-Afrikaanse regering. En hierdie agenda tussen die VSA en Brittanje, dat hulle die Suid-Afrikaanse regering gaan lig, is 'n feit. En dit sal gepaard gaan met 'n bloedige revolusie. So ou moet net verstaan hoe werk dit. En dit is baie duidelik dat Trump deel is van hierdie agenda, dat hy verkies het dat daar 'n ander regering in plek kom. 'n pro-NAVO regering moet in plek kom in Suid-Afrika. Dit is die plan op die tafel. So, en dit is een van die redes hoekom ou Cyril nie genooi is nie. Want die ANC is persona non grata by die Amerikaanse regering. Interessant, ou Cyril het gaan kuier by die World Economic Forum, daar tussen die Jode en die globaliste het hulle hom absoluut verwelkom. Maar by die Amerikaanse regering was hy nie welkom nie.